Goeiemôre broer, suster, vriend, geliefdes. Vanmôre weer eens oom Hans Barnard hierso van Komati Poort. Ek wil vanmôre vir u weer eens 'n korreltjie saai, koringkorrel saai by u, dat ons vir die week kan saamvat. Ek ben daarso uit Psalm 23, baie bekende psalmpie, Psalm van Dawid. Hy sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskadu, ek sal geen onheil vrees nie. U is met my, u stok en u staf vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Broer, suster, so 'n bekende psalm, almal ken hom, daar's gesing oor hom. En tog is die woord van God so verryk, dat elke keer as ek hierdie psalm lees, dan is daar iets niets wat voorkom. Dan is daar iets niets wat ek daaruit leer en wat ek daaruit sien. Ek kyk vanmôre na hierdie psalm en ek sien, hy sê hier, die Here is my herder. Broer, suster, is die Here werklik jou herder vanmôre? Is hy vanmôre die herder wat jy volg? Daar is nog 'n ander herder wat ek van weet, wat hom voordoen as 'n herder, maar nie jou kan lei na die waters waar rus is nie, maar wat vir jou in die verkeerde pad lei. Luister jy na die stem van hierdie herder wat sag en sagmoedig met jou praat en jou lei? Broer, suster, as ek vanmôre by jou kom en ek sê vir jou, ek gaan vir jou wys en ek gaan jou lei en wys waar is Spar en hier in Komati Poort. En dan begin ek stap in die rigting van Spar, maar jy draai om en jy stap na die ander kant toe. Sal jy dan ooit by Spar uitkom as jy dan daardie ene volg? Broer, suster, u en ek moet vanmôre die Here volg. Ons moet sy stem in die woord van God, moet ons sy stem, ons hoor. In ons oor gefluister deur die Heilige Gees, moet ons die stem van God hoor. Broer, suster, vriend, vriendin, vanmôre as jy die stem van die Here hoor, verhard jou hart nie. Luister na hom en volg hom. Hy sal jou lei na die waters waar rus is. Niks sal jou ontbreek nie. Hy sal vir jou gee dit wat jy nodig het. Broer, suster, ek het nou weer gesien hoe die Here vir mens kan voorsien, hoe die Here vir jou gee, en niks kan jou ontbreek nie, want in die geestelike gee hy vir jou alles. Hy is altyd by jou, hy sal jou altyd reglei, maar jy moet sy stem volg. Jy moet daardie stem ken, want jy sien die ander herder sal jou lei, en dan sal jy daardie water sal jy sien, soos in die woestyne Meraats gesien word, en dan sal jy nader kom, en dan is daar weer niks vir jou daar nie. Net droë sand en dorheid sal vir jou daar wag, want hy sal vir jou lei na die verkeerde toe. Luister na die sagte stem, luister na die stem van God wat vir jou sê, nie dit nie, my kind, maak so. En dan lees jy in die Bybel, en dan gaan jy in die Bybel, dan sien jy presies wat moet jy doen, dan sien jy presies hoe moet jy handel, en waarheen moet jy stap, en dan sal jy uitkom, waar hy jou sal neerlê in groen weivelde. Broer, suster, is lieflik om met die Here te stap, is lieflik om met hom te stap, as jy sy stem net moet ken. Jy moet net sy stem in die Bybel moet jy lees. Die Bybel gee vir jou sy stem, dit is sy woord waarmee hy met jou praat, waarmee hy jou lei. Volg net daar die handleiding wat hy van ons gegee het. Hou net daarby en wees gehoorsaam. Moenie wederstrewig wees nie, moenie jou eie planne probeer maak nie, moenie jou eie weg begin stap nie, want sodra jy jou eie weg stap, dan stap jy weg van die herder af, en dan is jy ook prooi vir die wolwe en die verkeerde herders wat jou sal lei na die verkeerde waters, waar daar geen rus is nie, en daar niks vir jou is nie, waar daar geen groen weivelde is nie. Broer, suster, kom dat ons vanmôre die Here aanroep, dat ons die Here aanroep, en dat ons by die Here bly, want as ons nie by die Here bly nie, broer, suster, die tyd het min geword. As ons lees in die woord van die Here, dan het hy vir ons gewaarsku dat die tyd het min geword, dat hy sal kom
alles wat in die Bybel geprofeteer was, alles wat gesê was, is klaar besig om te gebeur. Daaroor weet ons dat die koms van die Here naby is. Hy het gesê, wanneer die vyeboom bot, sal julle weet dat die somer naby is. Daaroor sal julle ook, as julle hierdie dinge sien, weet dat dit naby is. En dan moet ons opkyk, dan moet ons juis by hierdie herder bly, dan moet ons juis hierdie herder volg, en ons persoonlike herder maak, sodat dan niemand anderste, ons geen ander stem na luister nie, ons geen ander stem na praat nie, maar net praat wat die Here sê ons moet sê, wat net doen wat die Here sê ons moet doen. Ons moet net by die Here bly, my broer, suster. Dit is noodsaaklik dat ek en u die woord van God sal leer, die woord van God sal inneem, sodat ons daar die stem duidelik kan hoor met ons praat. Kom dat ons vanmôre die Here vashou, totdat hy kom, en hy sê, hy wat aanhou tot na die einde toe, hy sal gered word. Daaroor moet ons vanmôre, daar is so baie aftrek, soos mense wat jou aftrek, dinge wat gebeur oor jou lewe kom, wat jou aftrek en wat jou van God af wil wegneem. Broer, suster, vriende, dit tyd geword dat ons verby daardie dinge kyk en dat ons die stem van die Here luister en dat ons die stem van die Here volg en hy sal ons ry en dat ons al die dae van ons lewe in die huis van die Here bly. Broer, suster, moenie daardie byeenkomste, moenie dit nalat nie, want dit is daar wat jy die krag kry, daar wat jy die gees van God kan voel. In die ander tyd voel jy dit in jou binnekamer, die heel dag weet jy die Here is met jou, maar daar in die gemeente, in die samekoms, daar voel jy die Here, daar kry jy weer die krag om aan te gaan. Daar is broers, susters wat jou bemoedig. Broer, suster, moenie dit verontagsaam nie, want hy sê, moenie die byeenkomste verontagsaam nie. Jy moet dit bywoon, sodat jy die krag van God kan kry, elke dag in jou lewe, en elke dag kan lewe, soos die Here wil hê jy moet leef, en dan die herder sal volg, en sy stem sal hoor, want ons is sy kinders, broer, suster, die skape ken die stem van God. Ek weet vanmôre, weet u dat die Here met u praat, u weet vanmôre, weet u dat dit die Here is wat met u praat vanmôre. Daaroor wil ek vir u vra, vriendin, vanmôre, moenie jou hart verhard nie, gee jou hart vir die Here, volg hom tot aan die einde toe, en jy sal gered word, dit sy belofte. Halleluja. Here, dankie vanmôre dat ons kan vanmôre u naam aanroep, dat u ons herder is, dat u die goeie herder is, Here, wat ons lei na waters waar rus is, en na groen weivelde. Here, help ons om net u stem te hoor en te volg, nie om te draai en 'n ander pad te stap nie, maar te loop soos u wil hê ons moet doen, Here, en agter u aan te volg. Ja, Here, dat ons het 'n kruis wat ons moet dra om u te volg, maar dat ons dit blymoedig sal doen en dat ons naby u sal bly, sodat u ook daardie kruis vir ons sal help dra, Here, sodat dit vir ons nie te swaar sal word nie. Help ons, Here, om naby u te bly en om te doen dit wat u van ons verlang. Ons eer u daarvoor en ons vra dit alleen uit genade, want dit is net u genade en u bloed wat elkeen van ons sal red. In die naam van Jesus alleen. Amen.